Goeiemôre, liewe gemeente, broers en susters en kinders. Julle is almal baie hartlik welkom. Ek sien hier is besoekers hier by ons, so julle is almal regtig welkom om as besoekers ook hier so saam met ons te wees. Is 'n voorreg om die Here so saam te kan dien. Voorbidding, ons bid steeds vir Tannie Ruth. Soos Jarika, jy moet groete sê vir jou ma. Dit gaan met haar bietjie beter, soos wat ek het gehoor het, maar dit gaan nog taai, as 'n mens moet, as 'n bejaarde moet herstel, en daarom bid ons dat die Here vir haar regtig sal vashou. Vir Erika Strydom, wat sukkel met haar hart, en vir Tannie Magriet Olivier. Tannie Magriet is terug by die ouete huis, sy sukkel met emfyseem, sy is op hierdie stadium permanent op suurstof, so ons bid vir haar. Oom Duif Pieterse, ek het verlede week gesê hy is in die hospitaal. Ek het verstaan hy is in die hospitaal, maar hy was net in Middelburg, nie in die hospitaal nie. Maar hy is steeds siek, hy is by die huis. Hy sê sy longe is die op hierdie stadium die groot probleem. Ons bid dat die Here regtig ook vir hulle so sal vashou in hierdie tyd. Dit is nou winter, so daar is 'n klomp wintersiektes en goede wat aan die gang is. So ons bid vir julle almal wat half verkouerig is en loopneus het en so aan. Mag die Here regtig vir julle baie naby wees ook in hierdie siek wees. Geliefdes, ek het vanmôre hierdie prentjie saamgebring. Hy is ook hier op die skerm. Is maar 'n skildery wat gaan oor die Heilige Gees se uitstorting, die Heilige Gees se teenwoordigheid in ons lewe. So ek wil vir jou vra om net 'n paar oomblikke stil te word en net bewus te raak van die Heilige Gees wat binne in jou is en wat hier teenwoordig is. Kom ons raak net bewus, soos wat ek gesê het, van alles en ons gee oor aan die Here. Heilige Gees, U wat die lewendmaker is, U wat die Vader en die Here Jesus in ons harte kom vestig en ons bewus maak van die alomteenwoordigheid en die genade van die Vader. Ons wil vanmôre oorgee, sodat U met ons besig sal wees. Ons gaan ook verder die fotum doen. Ek gaan voor en dan antwoord die gemeente daarna. God sal sy Gees laat kom op al die mense. Ons seuns en ons dogters sal as profete optree. Ons ou mense sal drome droom. Ons jong mans sal visioene sien. In daardie tyd sal ek my Gees laat kom, selfs op die wat nie in aansien is nie. Strome lewende water sal uit ons binneste vloei. Geliefde gemeente, ons het die voorreg om 2 dames lidmate hier voor te stel as kerkraad, en daarom wil ek graag net die formulier so begin lees. Hierdie formulier sê, God het van die begin af mense geroep en in diens gestel om sy koninkryk uit te bou. Net so het Jesus ook mense geroep om sy werk op aarde voort te sit. Sy woorde aan sy disippels, soos my Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Bevestig dit. Diegene wat hy roep is gawes aan 'n gemeente. Hulle taak is om die gemeente toe te rus vir hulle dienswerk, vir die opbou van die liggaam van Christus. So kan elke gelowige sy of haar funksie in die liggaam vervul. Die kerkraad het deur aankondiging bekend gemaak wie
verkies is, en aangesien daar geen wettige beswaar ingebring is nie, aanvaar die kerkraad die goedkeuring van die gemeente en gaan ons dan nou voort met hierdie bevestiging. So ek wil graag vra dat Jackie Gau en Rita Greiling net hier na vorentoe sal kom asseblief. Môre Rita, môre Jackie. Die Here het elke gelowige as 'n profeet en 'n priester en 'n koning gesalf, met die doel om in die alledaagse lewe en ook binne in die gemeente tot eer van die Here en tot diens van sy koninkryk te leef. Om hierdie rede was daar nog altyd vir alle gelowiges geleentheid om met hulle gawes betrokke te wees in 'n gemeente. Deur julle verkiesing as kerkraadslede, gee God aan julle die geleentheid om julle liefde vir hom konkreet uit te leef. In die proses sal julle selfs nog verder geestelik groei en ervaar dat God julle talente versterk. Julle is verkies as amptsdraers van die gemeente en daarom moet dis op 'n besondere manier moet julle leiding gee en neem in die gemeente. Daar is 'n groot verantwoordelikheid wat op julle rus. Uit die Bybel is dit duidelik dat 'n amptsdraer bekend moet wees as iemand met 'n lewende geloof wat in alle tye betroubaar is. Julle hele lewe moet hiervan getuig. Julle moet ywerig en voorbeeldig meewerk aan die uitbreiding van die koninkryk van God. Julle moet ook bereid wees om voortdurend verder toegerus te word, sodat julle die werk waartoe julle geroep is, na die beste van julle vermoë en tot eer van God te kan doen. As gemeente beloof ons om julle ons respek en samewerking te gee. Ons onderneem om julle in die gebed aan die Here op te dra en sien met verwagting uit hoe God sy beloftes in julle lewe sal waarmaak. Rita en Jackie, ek wil graag hê julle moet net op die volgende vraag hardop antwoord, maar ek sal vir julle kans gee om te antwoord. Luister net eers na hierdie vraag. Is jy daarvan oortuig dat God self jou deur sy gemeente tot hierdie besondere diens geroep het? Aanvaar jy die Ou en die Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God en as die volkome leer van die verlossing? Verwerp jy alle leringe wat in stryd met die woord van God is? Beloof jy om jou ampt volgens hierdie leer getrou te vervul? En aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help om op die regte pad te bly? Jackie, wat is jou antwoord? Rita, wat is jou antwoord? Geliefdes, gee ag op mekaar. Sien ook om na die lewe en die belydenis van die bedienaar van die woord. Saam met die gemeente het julle twee in besonder hierdie verantwoordelikheid om te sorg dat my lewe en my belydenis ooreenstem met die woord van die Here. Ek gee so met ander woorde toestemming dat julle twee saam met die res van die kerkraad met my kan praat, met my kan teregwys, met my op pad kan wees, sodat ons die Here kan dien ten volle. Neem hierdie verantwoordelikheid saam met die res van die gemeente, want die gemeente moet ook sorg dat my lewe
en my belydenis in lyn is met die woord van die Here. Geliefde gemeente, ontvang vir Rita, ontvang vir Jackie, en dan ook die res van die kerkraad, as gestuurdes van die Here. Bid vir hulle, werk saam met hulle, sodat God se koninkryk sal kom. Vader, ons wil in besonder kom bid, dat U vir Jackie en vir Rita, vir die res van die kerkraad, deur die Heilige Gees sal bemagtig, sal bekragtig, dat U met vuur en met krag in ons elkeen se lewe sal kom werk, en ook in die gemeente sal kom werk. Maar in besonder vir hulle twee wat ook vanmôre hierdie diens en hierdie voorreg kom aanvaar om in die gemeente diensbaar te wees. Heilige Gees, ons gee onsself oor, soos wat ons al reeds gesing het, as 'n offer, sodat U in ons en deur ons U koninkryk sal bou. Ons wil U loof en eer vir hierdie voorreg. Ek wil vra dat julle as 'n gemeente net so sal sit, en dat julle saam met my, saam met Rita, saam met Jackie, hierdie geloofsbelydenis sal sing vanmôre. Hierdie gemeente ken hierdie lied, ek hoop die wat van julle wat besoek, sal hom ook leer ken. Dit is vir my 'n baie mooi lied. Dankie Annetjie dat jy vir ons begelei. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun onze Heer, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het, uit die dode opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Ek wil graag net vir Rita en vir Jackie geluk sê. Rian, kan ek vra dat jy as leier ouderling ook net sommer vir hulle kan kom welkom sê asseblief. Hierdie ene is Jackie se. Jackie, baie hartlik welkom. Mag die Here vir jou baie ryklik seën as sy werktuig in die gemeente. Dankie vir wat jy al reeds doen. Die Here seën vir jou. Rita, baie hartlik geluk. Mag die Here vir jou baie hartlik seën ook hier in die gemeente. En mag jy jou gawes ten volle lewe tot sy eer. Baie, baie hartlik welkom.
Baie dankie, julle kan gerus gaan sit. Ons gaan vanmôre 'n enkele vers saam lees uit die woord van die Here. En nou, partykeer is dit gevaarlik om 'n enkele vers te lees, nee, want die konteks is altyd belangrik. Maar ek glo ek gaan die konteks so saam met julle ook in die erediens verder uitwys. So kom ons raak net stil voor die Here, ook in gebed. Vader, Seun en Heilige Gees, ons loof U vanmôre vir U woord. Dankie vir U woord, vir Jesus Christus wat die woord is, soos wat Johannes 1 dit vir ons kom sê, en wat altyd van die begin af by die Vader was, en self God is, mens geword het, die lig onder ons kom laat skyn het. Here Jesus, dankie dat U as die woord van God, lewend en kragtig deur die Heilige Gees, ook in ons lewe teenwoordig is. Ons sê vir U dankie, Vader, Seun en Gees, vir die geskrewe woord, vir die Bybel wat ons kan lees. En in besonder omdat ons dit kan lees in Afrikaans, en as ons Engels magtig is en ons dit graag wil lees, dat ons dit kan lees in Engels of in 'n ander taal. Dankie dat ons so bekend kan word met dit wat binne in U hart is, en dit wat U met ons wil deel, sodat ons onsself kan leer ken. Dankie Vader dat U woord reguit met ons kom praat oor wie ons is sonder Christus en wie ons is in Christus. Dankie dat U woord reguit met ons kom praat oor vergifnis en oor oorgawe en navolging van die Here Jesus. En daarom sê ons vanmôre dankie dat ons ook vandag, maar dan ook in die res van hierdie week in besonder, kan konsentreer oor die Heilige Gees en die werkinge van die Heilige Gees in ons lewe. Dankie dat ons vanmôre hierdie voorreg het om te kan uitroep van vreugde, omdat U vir ons voorsiening gemaak het. Vader, ons kom vra dat U deur U Gees en in die Here Jesus saam met hulle sal wees wat siek geword het in die gemeente. Hulle wat sommer maar net dalk verkoue het, of 'n loopneus het, of 'n pyn het hier en daar in die liggaam. Ek bid, Vader, dat U hand van genade op ons elkeen sal lê. Ons bid in besonder ook vir hulle wat se name so op die gebedslys is. En ons wil in besonder kom bid dat U vir oom Duif sal vashou daar waar hy besig is om te sukkel met sy longe, en dat U vir hom genade sal gee sodat hy makliker kan asemhaal, sodat hy nie so moeg sal wees nie, sodat hy werklik ten volle kan lewe en U kan dien. Daarom bid ons vir Tannie Magriet, wat nou skielik ook permanent aan 'n asemhalingsmasjien gekoppel is, suurstofmasjien. Dankie vir die hulp wat die mediese wetenskap en die tegnologie vir ons gee. Ons wil kom bid, Vader, dat U met haar sal wees. Sy is moedig, sy sien kans, sy loof U, sy hou aan U vas. Daarom bid ons dat U ook vir haar so ryklik sal seën. Vir Erika, wat sukkel met haar hart, en ons gebed is dat U vir haar sal vashou, en dat U vir haar sal vertroos, en dat U vir haar ook sal begenadig, sodat sy kan gesond wees, en U kan dien. Vader, so bid ons dan ook vir Tannie Ruth. Dankie vir die herstel wat al plaasgevind het, maar ons bring haar steeds na U toe. U weet, wanneer ons ouer geword het, dan is dit soms moeilik. Ons gebed is dat U vir haar sal toevou. En ook vir Sharika en Rian, en vir Maak wat
vir haar kyk en hulle wat haar vir hulle help, bid ons dat u guns en u goedheid oor hulle sal wees. Vader, so bid ons vir elke een wat u hulp nodig het. Ek dink sommer aan Louisa ook wat sukkel met haar enkel, dat u steeds vir haar sal styf vashou en genade sal gee, sodat dit wat hulle glo en hoop en bid rondom haar enkel, dat dit ook sal waar word deur u liefde. Maak nou u woorde vir ons oop, Vader, sodat ons u alleen kan verheerlik. Amen. Geliefdes, ons gaan saam lees uit die woord van die Here, Romeine 7 vers 6. En ek het net nou vir julle gesê, die tema vir Pinkstertyd is ken en beleef die Heilige Gees. En daarom is dit belangrik dat ons sal weet wie die Gees is en wat ons saam met die Gees kan beleef. En daarom begin ek met hierdie gedeelte uit Romeine 7 vers 6. Maar nou is ons vrygespreek van die wet, want ons het gesterf en staan nie meer onder die wet waardeur ons gebind was nie. Nou kan ons dien in die nuwe bedeling van die Gees, nie in die ou bedeling van wetsvoorskrifte nie. Nou kan ons dien in die nuwe bedeling van die Gees, en nie in die ou bedeling van wetsvoorskrifte nie. Ag, net weer 'n herinnering aan hierdie prentjie. Ek het hierdie tema geneem vanmôre uit hierdie gedeelte en gesê, die bedeling van die Heilige Gees. En om dit miskien nou net vir julle bietjie duideliker te maak, het ek gedink dis belangrik om maar vir julle te sê, soos wat julle dit sekerlik weet, oralster in die lewe, in ons lewensfases en die gang deur die lewe, kom ons baie keer by oorgange in ons lewe. Oorgange van die een bedeling na 'n ander bedeling. 'n bekende oorgang in ons elkeen se lewe is wanneer ons oorgaan van 'n Peter af en ons begin by graad RR en graad R inskakel en ons skoolloopbaan begin. Dis 'n oorgang wanneer ons in graad 1 is. En as ons deur die grade beweeg, dan kom ons by graad 7 en dan is ons 'n belangrike jong mens in die skoolsisteem. Want ons is nou aan die einde van die laer skool, soos ons dit altyd genoem het. Dis een bedeling. Volgende bedeling is wanneer ons oorgaan na graad 8 toe, na die hoërskoolsisteem toe. En baie keer as 'n mens in 'n formele skool is, privaat skole is dalk 'n bietjie anders, dan het ons spesifieke skooldrag. So een van hierdie kenmerke van die een bedeling na die ander bedeling toe is dat ek nuwe skoolklere kry. Dat ek by 'n nuwe skool inskakel. Dat ek weer soos in graad 1 'n groentjie word. En dan moet ek weer deur die sisteem beweeg tot by graad 12. En dan verlaat ek hierdie bedeling van die skool en dan gaan ek 'n ander bedeling in waar ek eintlik half as 'n jong volwasse die lewe moet inbeweeg. En as ek gaan studeer, dan gaan ek na 'n ander inrigting toe en as ek begin werk, dan gaan ek na werk toe ensovoort. So ons ken hierdie oorgange. Ons weet ook daarvan in ons eie lewe. As ons jong mense is en verlief raak, dan trou ons later. So dis 'n ou bedeling wat ek los vir 'n nuwe bedeling om getroud te wees. En as ek getroud is, dan verlaat ek hierdie jong bedeling van alleen wees saam met my geliefde en ons het 'n bedeling waar kinders gebore word. En so werk dit deur. Ons kan ook in die politiek gaan kyk na verskillende bedelings.
Nou geliefdes, in die skrif kry ons hierdie selfe oorgang van die een bedeling na 'n volgende bedeling. En dan spesifiek as 'n mens hier gaan lees in Romeine 7 vers 6, dan praat hy van 2 bedelings en hy praat van 'n ou bedeling van wetsvoorskrifte en hy praat van 'n nuwe bedeling van die Gees. En hierdie bedelings is belangrik dat ons iets hiervan verstaan sodat ons kan die bedeling van die Gees en die inwerking van die Gees en dit wat Christus kom doen het in ons lewe, dat ons dit ten volle daarin kan lewe. So ek het myself gevra, wat is die bedeling van die ou bedeling met sy wetsvoorskrifte? En daarom is dit belangrik om iets oor die wet van God te sê. Die wet van God in die Ou Testament en die wet van God in die Nuwe Testament. En die funksie daarvan. Maar in die algemeen gaan dit daaroor dat in die wet van God, in sy woord en dit wat hy vir ons kom sê, in sy gehoorsaamheid. Hy vra dat ek en jy sal luister, dat ons die woord in ons harte sal bære, dat ons dit sal inskerp vir onsself en ook vir ons kinders. En dat dit vir ons 'n rigsnoer sal wees, dat dit 'n kompas sal word, dat dit 'n rigtinggewer sal word, vir dinge wat ek sê, vir dinge wat ek doen, en vir dinge wat ek begeer, sodat my lewe sal draai rondom God, en rondom sy woord, en rondom dit wat hy vir my kom vra. Geliefdes, die wet van God, het 'n baie belangrike funksie, en dit wys vir ons die sonde uit. En julle kan dit gaan lees in hoofstuk 7 vanaf daar, van vers 7 af, waar Paulus skryf en hy sê, wat is ons gevolgtrekking oor al hierdie goed? Nou, hy verwys na die dinge wat hy vooraf gesê het. Is dit ons gevolgtrekking dat die wet van Moses sonde is? Dan sê hy beslis nie, inteendeel. Dit is die wet wat die sonde kom uitwys in ons lewe. Want as daar nie 'n wet was nie, as God nie sy woord gegee het nie, sou ons nie sonde gedoen het nie. Dink maar vir jouself, as jy skielik by die skool of by die werk of by jou huis 'n nuwe reël maak. Van daardie oomblik af wat ons 'n nuwe reël het in die huis, kom daar ook 'n oortreding van hierdie nuwe reël. Voor die tyd was dit nie daar nie. Maar die oomblik wanneer daar 'n nuwe reël is, dan lê die moontlikheid daar dat ek hierdie nuwe reël sal oortree. En as daar dan sekere gevolge daarvoor ingebou is in daardie reël, dan sal dit ook van toepassing word in my lewe. Dis dieselfde hier met God se woord. Sy wil, sy wet was in die begin nie daar nie. Dit is eers by Sinaï gegee en later dan ook deur die woord vir ons gegee. Die wet kom en die wet kom bloot om vir ons te kom wys wat is God se begeerte in sy hart. En omdat God gehoorsaamheid vra, wys dit vir ons wanneer ons die wet van God oortree. En Paulus het 'n lang redenasie hieroor, en julle kan dit gaan lees, is baie interessant oor hoe hy dit beredeneer. Want hy sê op die ou einde, bring die wet wat goed is, vir ons die sonde na vore in ons lewe. Want hy sê in Romeine 7 vers 12 en ook in 14, die wet van God is heilig, dit is reg, dit is goed, dit is geestelik. Maar juist deur dit wat goed en heilig en reg is, kry die sonde vasdra plek in ons lewe. Juist omdat die reël nou daar is, die wet van God daar is die moontlikheid dat ek dit sal oortree. En die feit dat ek dit oortree, maak dat die sonde vasdra plek kry in my lewe. En daarom, die funksie van die wet is dan juis om die sonde net te openbaar, soos wat ek dit al reeds
hier vir julle geskrywe het. En nou is my vraag, wat openbaar die wet ten diepste aan my en jou? Paulus skryf dit hier in vers 21, en as 'n mens dit nou vooraf ook gaan lees, dan sal jy hier sien hoe my en jou reaksie is teenoor die wet. Hy sê, ek vind dan dat hierdie wet in my, God se wet, 'n ander wet kom openbaar. 'n Ander realiteit vir my openbaar, en dit is die volgende: al wat ek doen is die slegte. En diep in my wese vind ek vreugde in die wet van God, maar ek vind in my doen en late 'n ander wet wat stryd voer teen die wet van my gees. Dit maak my 'n gevangene van die wet van die sonde wat in my doen en late aan die werk is. Die wet kom openbaar aan my, binne in my, 'n ander wet, nie God se wet nie, maar 'n ander wet, die wet van die sonde. En die wet van die sonde het Paulus hier beskrywe in die vorige paar verse waar hy gesê het, dit wat ek wil doen, dit doen ek nie, en dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Daar is 'n stryd in my hart en in my diepste wese tussen God se wet en die sonde en die sondige geaardheid en die sonde wat 'n nuwe wet word en wat my in jou eintlik op 'n stadium gevange neem. En vir ons so gevange neem dat hy ons vasbind, sodat ons nie in staat is om werklik uit onsself aan God se wet gehoorsaam te wees nie. Sien, want dit is dan die wet van die sonde. Gaan oor die sonde en my magteloosheid as mens teenoor die sonde en die krag van die sonde in ons lewe. Ek is baie seker julle ken almal hierdie stryd en krag van die sonde. Hoeveel keer het ek nie al besluit, ek gaan nie 'n ding doen nie. En dan doen ek dit. En dan is ek vies en kwaad vir myself. En baie keer dan benadeel dit nie net myself nie, maar ook ander mense. En baie keer benadeel ek God se koninkryk en bring ek oneer in die Here se naam. Ek en jy moet rekening hou met die mag van die sonde en ons magteloosheid as mens. Ja, die middelpunt het ek al reeds vir julle gelees, vers 14, wat hierso kom sê, ons weet dat die wet van God goed is en dat dit geestelik is, maar ons is op die aarde. En ek doen en ek vind in hierdie wet dat ek regtig verslaaf geraak het aan die sonde en dat ek daarteen stry, maar uit myself dit nie kan oorwin nie. En daarom is daar in hierdie gedeelte, geliefdes, 'n geweldige uitroep in vers 7, in hoofstuk 7 vers 21. In vers 24. Paulus roep hier uit, hy sê, ek elendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Dit is die diepte waar ek en jy deur die Heilige Gees en deur die woord onsself ontmoet voor die lewende Here, wat heilig en goed en reg is. Ek is vasgebind aan 'n doodsbestaan deur die sonde wat heers en regeer in my lewe. Ek is elendig, kan myself nie verlos nie. Dit is juist wanneer ek en jy hierdie ervaring het, wanneer ons begin uitgryp na die Here Jesus Christus. Want geliefdes, as jy verdrink in die see, en jy dink jy swem maar net lekker, dan sal jy nog nie na die reddingsboei gryp wat jou aangebied word nie. So ek en jy moet op hierdie punt kom, en ons sal 'n bietjie verder
in hierdie week spesifiek daaroor met mekaar gesels. Ek elendige mens. Maar nou sê hierdie woord vir ons, wat ons saam gelees het, hoofstuk 7 vers 6, daar is 2 bedelings. En ons gaan oor van die ou bedeling, die bedeling van die sonde, en die wet van die sonde wat ons vasgevang het, na 'n nuwe bedeling. En hierdie nuwe bedeling behels die volgende. En dis 'n uitroep wat net volg op hierdie vorige uitroep wat sê, aan God die dank. Hy doen dit deur Jesus Christus ons Here. Wie sal my verlos? Aan God die dank. Hy doen dit deur Jesus Christus ons Here. En so is dit dus met my gesteld, sê die woord. Met my gees dien ek die wet van God, maar in my doen en late die wet van die sonde. En hierdie gees, hierdie nuwe bedeling van die gees, behels 'n klomp dinge. En kan ek dit net so kortliks vir julle noem? Geliefdes, ons moet onthou, as ek van die ou bedeling oorgaan na die nuwe bedeling, die bedeling van die gees, dan is die realiteit en die eise van God se woord, sy wet nog presies dieselfde. Hy vra gehoorsaamheid, en as ek ongehoorsaam is, sal ek gestraf word, ensovoorts. Die wet is reg, heilig en goed. Maar in die nuwe bedeling vind ons dat die mag van die sonde verbreek is. Die bedeling van die gees, die bedeling wanneer Christus Jesus in sy genade na my toe en na jou toe uitreik, is dat hy die mag van die sonde binne in my en binne in jou kom verbreek. En hy maak ons vry. En daarom is hierdie uitroep aan God die dank. Hy kom maak my vry in die Here Jesus Christus. En wanneer hy my vry maak, dan sê dit 'n klomp dinge. Dit sê vir my in Romeine 8 vers 1, vir die wat in Christus is daar nou geen veroordeling nie. Met ander woorde, God kom in Christus deur sy gees, en hy kom maak my vry, nie net van die mag van die sonde nie, maar ook van die straf en die oordeel wat God oor sonde bring, en wat in God se teenwoordigheid oor die sonde is. Ek word vry van die mag van die sonde, maar ook van die skuldgevoel, van die straf van God in die Here Jesus Christus. Hier staan spesifiek geskrywe in die woord, ek en jy word vrygespreek sonder verdienste, uit genade deur geloof in die Here Jesus Christus. Julle kan dit gaan lees, Romeine 3:20, Romeine 5 vers 1 en 2. Daar is nou versoening tussen ons en tussen God. Die wet wat die Gees in Christus vir ons gee, is die lewe in Christus. Hy sê dit hier in vers 3 en ook in vers 10, kan ek dit net vir julle lees. Hy sê, wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat dit weens ons sondige natuur te swak was, dit het God gedoen. Hy het met die sonde afgereken deur sy eie seun in dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur. So het hy die sonde in die sondige bestaan van die mens veroordeel. Vers 10 sê, omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak, hoewel ons liggame nog vir die dood bestem is, as gevolg van die sonde. Die Heilige Gees maak ons vry in Christus deur die offer van die Here Jesus Christus, en die Gees gee vir ons die krag, nie net om die sonde te weerstaan nie, maar om die sonde ten volle te oorwin, om nee te kan sê vir die sonde in ons lewe. En ons beleef hierdie vryspraak, hierdie kragtige werkinge van die Gees, wanneer ek en jy in oorwinning oor die sonde kan lewe.
Daarom sê hierdie gedeelte in Romeine 8 vers 2, die wet van die Gees maak die gelowiges vry van die wet van die sonde en die dood. Hoor julle wat staan hier geskrywe? Hy sê, die wet van die sonde, die wet van die Gees het jou vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. En nou wat is die wet van die sonde? Wat ek wil doen, doen ek nie. En wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Van daardie wet maak God ons vry, sodat ek in Christus vry sal wees, sodat in my doen en in my late en in my mens wees, die wil van God lewend en kragtig kan funksioneer. Wat 'n wonderlike genade om vanmôre dit te kan hoor in hierdie Pinkstertyd, dat die Heilige Gees dit vir ons kom doen. Sien geliefdes, die Heilige Gees gee vir ons soveel bemagtiging, dat ek en jy nou willens en wetens kan weerstand bied teen die sonde, en dit kan oorwin. Romeine 8 vers 4 sê, nou kan ons aan die eis van die wet van God voldoen. Ons wat ons lewe nie deur die sondige natuur laat beheer nie, maar deur die Gees. En dan ook vers 6 sê hy die volgende. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mense hom besig hou, loop uit op die dood. Maar die dinge waarmee die Gees hom besig hou, bring lewe en vrede. Ek en jy is losgekoop, vrygemaak, sodat ons ten volle kan heers oor die sonde wat lê en loer, en ons wil oorheers. Sien, ons staan nou onder 'n verpligting, geliefdes, ek en jy, wat in die Here Jesus is. En ons verpligting is nie aan die sondige natuur nie, maar ons verpligting is om deur die Gees te lewe. Hy sê hier, vers 12, daarom dan broers, staan ons onder 'n verpligting, maar nie teenoor ons sondige natuur om daarvolgens te lewe nie. As julle julle lewe deur die sondige natuur laat beheer, gaan julle die dood tegemoet. Maar as julle deur die Gees 'n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe. Met ander woorde, hier kry ons in 'n opdrag, 'n verpligting deur die Gees in Christus Jesus wat ons kom vrymaak om teen die sonde te stry en teen die sonde praktyke in ons lewe te stry. Want die sonde het sekere gewoontes gekweek binne in ons harte, in ons gees, in ons optrede, in ons praat, in ons doen, in ons begeertes, in dit wat ons najag. Maar deur die Gees het ons nou hierdie verantwoordelikheid om hierdie goed te ontdek, daarteen in opstand te kom deur die Here Jesus en dit ook te oorwin. Soos Hebreërs op 'n stadium vir ons sê, om tot die dood toe, om ten bloede toe te veg teen die krag van die sonde in ons lewe. Dis ons verantwoordelikheid. Maar dan is hier 'n waarskuwing, geliefdes. Romeine 8 vers 8. Wat sê, die wat hulle deur die sondige natuur laat beheer, kan nie die wil van God doen nie. As ek en jy sou toelaat dat die sonde steeds heers, alhoewel ons in Christus lewe, sal ons nie die wil van God kan doen nie. Daarom sê ons baie keer vir mekaar, ek is maar so gemaak en ek is so gelaat staan. Ek dink dis 'n leuen wat die duiwel in jou sondige natuur vir jou kom leer, om te sê, ek is nou maar net so julle moet my so aanvaar. Dit wat teen God se wil is teen God se wil, en dit kan ons verander deur die Gees wat binne in ons is. Daarom, geliefdes, kom ons buig net voor die Here.
Vader, U ken ons elkeen se stryd met die sonde wat in ons teenwoordig is. U ken ons elkeen se plekke van oorwinning, waar ons dit al klaar oorwin het. Maar U ken ook ons elkeen se plek van nederlaag, waar ons toegee aan die roepstem van die sonde wat nog steeds wil opstaan en hardnekkig in ons lewe wil teenwoordig wees. En daarom kom ons om te pleit dat U deur U Gees in die Here Jesus ons werklik sal begelei, sodat ons oor sonde nie bly sal wees nie, dat ons nie sal verheug oor sonde in ons lewe nie, dat ons dit nie sal waag om te sê, dit is nou maar net so nie, maar dat ons werklik deur die Gees standpunt sal inneem in ons eie lewe, oor hoe ons dink, oor hoe ons praat, oor hoe ons teenoor mekaar optree, oor hoe ons begeer, oor hoe ons verlang na dinge wat moet plaasvind in die toekoms. Help ons om soos 'n wiel al rondom die as te draai en maak U woord, U Gees en U self die as waarom ons lewe draai. Vader, dit bid ons in U naam in diep afhanklikheid, met oorgawe in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, mag God wat vrede gee, julle volkome aan Hom toegewyd maak en julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weer kom. Geliefdes, geniet julle week, volg in Jesus se voetspore.